die Eufraat rivier en die boek Openbaring, deel 129. Ek is professor Hans Redelinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belang stel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. A4 boek so by die 500 bladsye dik. 'n moed in elke huis. Dis 'n moed. Sou jy daar belangstel of enige ander inligting benodig, iets wil deel, is verskriklik welkom. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit die eerste keer sou wees dat u na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 toe. U 'n magdom inligting gemis, 2 jaar se inligting. Gaan na deel 1. Ons begin reg voor. Dis uiters noodsaaklik dat u as 'n nuwe kyker moet inteken op die YouTube kanaal, sodat u die kennisgewing kan ontvang van al die verskillende studies waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe. Deel dit met ander, baie uiters noodsaaklik. Ek wil net sê, ons vereenselwig ons nie met enige van die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, Israelvisie groepe, Hebrews Movement, Sacred Name Movement, die Ja-beweging, Sewendag Adventiste, Jehovah's Getuies, Protestante, Katolieke, ons behoort aan niemand nie. Ons is 'n Bybelstudiegroep, ons funksioneer wêreldwyd, halleluja. Ons gaan aan waar ons verlede week opgehou het. Javashua oorhandig die koninkryk aan sy vader. Nou ek het dit laasweek gesê, teen die einde gaan net weer sê, hier is 'n gedeelte wat Javashua 30 jaar terug vir my geopenbaar het, 25 jaar, so 28 jaar gelede, wat hy persoonlik aan my geopenbaar het, is nie iets wat ek in 'n boek gelees het nie, of iemand my vertel het van nie. Dit was 'n persoonlike openbaring. 1 Korinte 15, Javashua oorhandig die koninkryk aan sy vader. Jy sal onthou dat Javashua maak 'n verklaring terwyl hy die aarde bewandel. Hy sê aan my is gegee. Dis Javashua, alle mag in die hemel en op die aarde. Hy sê ek besit die mag. Hy sê vir sy disippels, hierdie mag gee ek aan julle. Gaan dryf duiwels uit, maak siekes gesond, doen die werk van 'n evangelis. So, wat doen die Vader? Hy gee die autoriteit aan die Seun, sodat hy sy koninkrykswerk kon klaarmaak. Nou wil ek vandag weer, dis 2026, vandag is die koninkrykswerk van Javashua gedoen, is dit gedaan? Party sal sê, ja, hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan, hy het in die hemel opgevaar, maar sy werk klaar? Nee. Want as sy werk klaar was, sou daar nie meer siele gered word nie. So sy werk is eers klaar na die slag van Armageddon, Openbaring 19 vers 7 tot 11. Na die wittroonoordeel, Openbaring 20 vers 11. En dan daar in Openbaring 20 vers 11 tot 14, dan vind ons waar dit wat ons nou gaan lees, waar hy sê, nadat die dood en die doderyk in die poel van vuur gewerp is, dis die hel, dan gaan die Seun die koninkryk aan die Vader teruggee. En dan eers gaan die Seun hom weer aan die Vader onderwerp. 1 Korinte 15 vers 23 tot 28. Vers 23 sê, maar elkeen in sy eie orde. Daar's 'n orde hoe dit gebeur. As eersteling Javashua, daarna die bruid van Javashua, wat aan Javashua behoort by sy koms. Eerste het Javashua gesterf en opgestaan. Dan kom hy terug aan die einde van Openbaring 3:22, die einde van die genade tydperk. Dan trek hy die bruid weg, kerk bly agter.
So die orde is eerste Jahvashua se lewe, sy bediening. En weet jy wat, sy bediening is al 2200 jaar aan die gang. Ag, ek sê nou 2200 jaar, meer as 2000 jaar, want dit is 2020. Is sy bediening nou al aan die gang. Eerste Jahvashua as eersteling. Dan die bruid. Nou die bruid se werk is klaar, die oomblik wanneer die wederkoms plaasvind, die parousia. Tydens sy wederkoms. Elkeen sy eie orde, as eerdeling Jahvashua, daarna die bruid van Jahvashua, wat aan Jahvashua behoort by sy koms. Hierdie spesifieke versgedeelte bevestig weer die verskyning of die wederkoms van Jahvashua op die wolke. Daar sê hy dit, kan ons dit lees. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Jahvashua, daarna die bruid van Jahvashua by sy koms. Dis nie wegraping nie. Vandag besef jy dat daar 'n koms, en hakies wederkoms en 'n wegraping. Parousia, harpacho. Voorheen het jy nooit iets van dit, voor ek oor die goed gepreek het jy niks oor dit geweet nie. So die woord sê uitdruklik, daar's 'n wederkoms. Nou waar's die gedeelte van die AGS kerk? Professor Muller se Bybelskool. Waar is julle ouens wat sê daar is nie 'n wederkoms nie? Kyk wat, maar julle is 'n klomp agnoste, jy sien. Julle is nie al die AGS nie, die Bybelskool van Muller. Want daar sê hy dat Jahvashua by sy wederkoms, elkeen in sy orde, as eersteling Jahvashua, daarna die wat aan Jahvashua behoort by sy koms. Dis sy bruid. Daar sê hy kom hulle haal. In hierdie versgedeelte bevestig Jahwe ons Vader dat Jahvashua die eersteling uit die doderyk was en na hom, hulle naamlik die bruid van Jahvashua by sy wederkoms. Halleluja. Nou by die wederkoms is waar ons gaan verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam om tegemoet gaan in die lig. Dis van uiterste belang dat ons nou weer sal lees wat in die woord van Jahwe geskryf staan en vereers net vergeet van die verskillende kerkleringe en dogmatiek en teologie. Vers 24. Daarna kom die einde. Het hy gesê na die wegraping? Nee, na die koms. Koms is wederkoms. En dis hoekom Dani Botha se stories oor 24 September nie kon uitwerk nie. Van die Bybel kan nie lieg nie. Jahvashua en Jahwe is nie mense dat hulle kan of sou lieg nie. Daarna kom die einde. Wanneer hy, naamlik die seun Jahvashua, die koninkryk aan die Vader oorgee, as hy Jahvashua alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Dus nodig dat ons hierdie geleesde skrifgedeelte baie mooi moet bestudeer, want hierin lê 'n wonderlike verborgenheid in opgesluit, wat vir eeue reeds totaal en al misgekyk en misgelees was. 1. Eerstens verwys vers 24, daarna kom die einde. My vraag is, watter einde? Het reeds deur hierdie hele studie gestap, openbaringsstudie, en u weet reeds dat nadat die bruid van Jahvashua met sy wederkoms vir sy bruid verskyn het die groot verdrukking begin. Die verbond was gebreek, bruid was weggetrek, 1289 dae, 1335 dae, 2625 dae, wat jou 7 jaar en 105 dae gee. Die mense wie tydens sy wederkoms agtergebly het die merk van die antichrist, naamlik die mikroskyfie implanting ontvang. Dis natuurlik Openbaring 13 vers 16 tot 18, waarsonder niemand kon koop of verkoop nie. Daar's 'n klompie mense doodgemaak, hulle siele het onder die altaar gaan rus. So na die wederkoms, wanneer die groot verdrukking begin,
7 jaar en 105 dae is die hele, hy sê, na die mikroskopie implanting het jy 7 jaar en 105 dae. Daarna is die hele aarde verbrand na die slag van Armageddon. Daarna is die aarde oorstroom deur die waters. Daarna het ons gesien dat die wit troon oordeel van die ongereddes en die ongoddelikes plaasgevind het. Nou word hier in vers 24 verwys na. Daarna kom die einde. Maar ek dacht aan die einde het klaar gekom. Toe die aarde verbrand het, toe die einde gekom. Toe die waters als oorstroom, het die einde gekom. Toe die wit troon oordeel plaasgevind het, en die siele in die hel gewerp is, toe is dit die einde. Ek dacht aan die einde het reeds gebeur. Hier sê vers 24, daarna kom die einde. Ek het gedacht die laaste einde was, nadat die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, afgehandel was. Wanneer ons nou die rest van 1 Korinte 15:24 lees, ervaar ons hierdie bonatuurlike openbaring van Jahwe Almagtig aan sy apostels geopenbaar het. Wanneer Jahwe na sy dood in die doderyk afgedaal het, sê die woord van Jahwe, hy het die dood en die doderyk oorwin. Om presies te verstaan wat in hierdie genoemde hoofstuk gebeur, sal dit nodig wees dat ons eers net vir sekere skrifgedeeltes in die woord van Jahwe moet onthou. Kom ons lees, Genesis 27, kom ek sê weer, verskoon. Genesis 37, 35. Genesis hoofstuk 37, vers 35. Nie treurend sal ek na my seun in die doderyk afdaal. So het sy vader hom dan beween. Dis Abraham wat sy seun beween, wat natuurlik soos deur die leeu's opgevreet was en wat nooit gebeur het nie. Josef, sy seun Josef. Nee, treurend sal ek na my seun in die doderyk afdaal. So nou sê ek Abraham, Jakob, verskoon my, Jakob met die 12 seuns sê treurend toe hulle vir hom die boodskap bring dat Josef is deur leeu's gevang, hier is die kleed met die bloed. Toe sê Jakob, treurend sal ek dan na die doderyk, na my seun in die doderyk afdaal. So die vader hom dan beween. Volgens die geleesde versgedeelte beween Jakob sy lieflingsseun Josef, nadat sy broeders vir Jakob kom vertel het, dat hulle die bloedbesmeurde kleed van Josef in die veld gevind het. Jakob aanvaar dat Josef dood is. Hy self is gebroke en smag na ook om na die doderyk af te daal. Af te daal beteken ondertoe. Jahwe het in die hemel in opgevaar. Epezulu, epanzi, up, down, op, af. Verstaan ons dit? Hy self is gebroke en smag nou om na die doderyk af te daal, om daar met sy liefdesseun verenig te word. Volgens die woord van Jahwe het die doderyk sy ontstaan gekry, die oomblik toe Adam en Eva tot die sondeval gekom het. Die oomblik toe Adam en Eva sonde doen, toe kry die doderyk sy mandaat. Die doderyk is veronderstel om elke afgestorwe siel gevange te hou, tot by die wit troon oordeel van Jahwe, volgens Openbaring 20 vers 11 tot 15. Dis wat veronderstel was om te gebeur. Die volgende versgedeelte bevestig presies dit wat ek hier gesê het. Job 17 vers 16. Ons gebruik hierdie skrifgedeeltes om alles net vir u bymekaar te bring. Na die grendels van die doderyk sal ek neerdaal. Dis nou Job. Wanneer daar gelyktydig rus is in die stof. Nou, waar is die stof? Dis op die aarde. Is daar stof in die hemel? Nee. Die grendels van die doderyk, en na die grendels van die doderyk sal dit neerdaal, weer neerdaal in die aarde. Wanneer daar gelyktydig rus is in die stof van die aarde. Waar begrawe hulle mens? In die stof van die aarde. En dan gooi ons as predikers,
gooi sand op die graf en sê van stof is jy, tot stof keer jy terug. Prediker 12 wat sê dat ons uit stof gemaak, maar stof keer ons terug. Die beeldspraak wat Job hier gebruik gee vir ons onmiddellik die gedagte dat die doodryk in die middel van die aarde is, waar die siel van die mens vir ewig in gevangenskap gehou sal word, tot by die wit troon oordeel van Jahwe Almagtig. Kom ek verduidelik hierdie onderwerp sonder om te veel spasie op te neem. Adam en Eva verloor die ewige lewe deur hulle toegegee het aan die begeerte van die vlees en toegesondig het. Van hierdie oomblik af het die doderyk die reg bekom om elke siel wie sterf gevange te hou. En dis hoekom Jakob sê sy siel wil in die stof van die aarde ingaan. So was dit reeds gewees. Volgens die Torah was die mense geleer, hulle siele gaan rus in die stof van die aarde. Hierdie vloek, naamlik die mag van die doodryk, wat Adam en Eva op die mensdom gebring het, sou net gebreek kon word deur die bloed van Jahwe self. Het jy nou gehoor wat ek gesê? Die vloek wat Adam en Eva veroorsaak het, deur sonde te doen, kon net verbreek word deur wat? Deur die bo-natuurlike genadebloed van Jahwe. Daarom verklaar die woord volgens 2 Timoteus 1 vers 10. 2 Timoteus 1 vers 10. Hy sê maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van die verlosser Jahwe vir sy bruid. Deur die verskyning. Nie wegraping nie, verskyning. Parousia. Koms, verskyning. Wat die dood tot niet gemaak het en die lewe, die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Die evangelie kom deur wat? Deur die genadebloed van Jahwe self. So wat het gebeur? Hierdie versgedeelte verduidelik dat deur die evangelie en die bloed van Jahwe het dit wat Adam en Eva verloor het, naamlik die ewige lewe. Deur die sondeval het Jahwe herstel wanneer ons tot wedergeboorte kom, volgens Johannes 3 vers 1 tot 11. En dis waar Jahwe dan vir Nikodemus sê, jy moet weer gebore word uit water en die Ruach HaKodesh. Verstaan ons dit? Dit is om my bruilofskleed aan te trek. Die genade kom deur die bloed van Jahwe. Daar is die 2 bome in die tuin van Eden, die boom van kennis van goed en kwaad, boom van die ewige lewe. Die mens eet van die boom van kennis van goed en kwaad, sy oë gaan oop, dis die sonde, Satan, die beeldspraak Satan. Die woord Jahwe sê, as die mens nou net sy hand uitsteek, en ook van die boom van die ewige lewe eet, Jahwe, sal hy weer lewe tot in ewigheid. Want in die tuin van Eden het Adam en Eva nie, daar was die om te sterf het nie bestaan daar nie. Daar was nie sonde nie, daar was nie dood nie, daar was nie ouderdom nie. Vers 14, Hebreërs 2 vers 14, maak die volgende verklaring. Aangesien ons as die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, met ander ons is mens, het hy Jahwe dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Nadat hy Jahwe deur die dood hom, dis die Satan, tot niet kom op wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. So die duiwel en die Satan is dieselfde ou, vader van die leuns, maar ek hou nie van die woord duiwel nie. Ek hou van die naam Satan. Hy was die morgenster, hy het die Satan geword, hy die Satan kon word, hy het al sy heerlikheid kon verloor. So die woord sê, kyk nou weer vers 14, hy sê so, Hebreërs 2:14, aangesien ons as die kinders dan vlees en bloed deelagtig is. As jy so vat, ons is vlees, ons is nie engele nie, ons is mense. En daarom kom apostel Paulus ook en hy sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die bose magte in die lig, hierso, nie daar nie, hierso.
die werkers van ongeregtigheid, die gevalle engele. Dis waar ons stryd is. Maar die wonderlikheid hiervan is dat Jafashua aan die kruis van Golgotha hulle uitgeklaar het, die Satan met sy trawante uitgeklaar het. En daarom heers ek en u vandag in 2026 oor die werke van Satan as konings, seuns en priesters van Jahwe, ons Elohim. Aangesien ons as die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, ons is mens, het hy, dis Jafashua, dit ook op dieselfde manier deelagtig word. So hy het kom vlees word, sodat ons dit kon sien, en hy dit vir ons dan kon meemaak. Sodat hy, Jafashua, deur die dood hom, dis die Satan, tot niet kon maak. Hy het wat gedoen? Deur sy dood, waar Jafashua sê, dis volbring. Daal hy af in die doodryk, en na 3 dae staan hy op. 3 dae en 3 nagte staan hy op. Met die sleutels van die dood en die doodryk. 1 Korinte 15 vers 57 en 58. Sodat hy, Jafashua, deur die dood hom, dis die Satan, tot niet kom maak, wat mag oor die dood het. So die Satan het die mag oor die dood. Nou daai doodsmag funksioneer nog steeds vandag. Ek sê, jy weet reeds dat nadat Jafashua die doodryk opgestaan het, het hy die graf, die dood en die doodryk oorwin. Daarom sê Openbaring 1 vers 18, en die lewende, kyk mooi, Openbaring 1 vers 18, en die lewende, hy sê, en ek, dis Jafashua, was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Halleluja. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Hierdie versgedeelte bevestig dat dit wat Adam en Eva in die tuin van Eden verloor het, het Jafashua herstel, deur hy self die dood en die doodryk oorwin het. Hy het die dood en die doodryk oorwin. Maar die dood is nog steeds aktief in die vleeslike mens. My vraag is dan nou die volgende. Toe Jafashua op die kruishout gesterf het, het hy ons koningskap in Jahwe, ons Vader, weer herstel. Deur sy bloed wat hy gestort het, toe hy in die doodryk afgedaal en verklaar die woord, het hy die sleutels van die dood en die doodryk weggeneem by die Satan, want 1 Korinte 15 vers 55 verklaar, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Nou daai skrifgie is die skrif wat totaal misverstaan is. In die volgende versgedeelte gaan ons nou lees, verklaar vers 56, die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Wat sê hy? Die angel van die dood, dis natuurlik 1 Korinte 15 vers 56, die angel van die dood is die sonde. Wat het die sonde gebring in die tuin van Eden? Kom ek bring andersom. Ek sê dit andersom. Wat het die dood gebring in die tuin van Eden? Die sonde wat hulle gedoen het. En die krag van die sonde is die wet. Daar is wette gekoppel aan enige sonde. En daarom sê Jafashua, wees heilig, want ek is heilig. Soos ons uit hierdie lewe wil uitlewe en by Jafashua inlewe, moet ons in heiligmaking lewe elke dag van ons lewens. Hy sê, die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. My vraag is nou, wat het Jafashua oorwin toe hy in die doodryk afgedaal het? Volgens die woord van Jahwe het hy versekerlik die mag van die doderyk verbreek. Dit wat aan die Satan toegestaan is, die mag van die doderyk, dit het Jafashua verbreek. Deur dat hy self daaruit opgestaan het, en so het hy ook vir elkeen van ons wie bereid is, bewerkstellig, omdat die doderyk geen mag oor ons meer het nie, as ons bereid is nie. Daarom verklaar die woord van Jahwe, sal ons wie deel van die bruid van Jafashua is, tydens Jafashua se wederkoms,
alleenlik uit die graf te opstaan. Dis 'n metafoor. Daar's niks in die grafte nie. Dis beeldspraak. Hy sê in die grafte sal oopgaan en hulle wat in Jafashua ontslaap het, sal eerste opstaan. Dis die bruid. En saam met Jafashua en die bruid, of die bruid wat lewend verander word. Met ander woorde, kom ons sê nou, my pa is bruid, so hy staan op, maar daar's niks in die graf nie. Ek word verander in 'n oomblik, in 'n oogwink, en saam gaan ons tegemoet in die lig. En saam met Jafashua wie dan die lewe verander word, en so sal ons hom, Jafashua, saam tegemoet gaan in die hemel. Die doderyk het oor die bruid van Jafashua geen mag nie. Ons maak verstaan deur die kerke, die protestante kerke, dat wanneer ek sterf, gaan ek doderyk toe. En daar word ons in kettinge en grendels vasgehou tot by die wit troon oordeel. Dit is so as ons natuurlik die kerkdogma en teologie wil volg en glo. Terwyl Jafashua dit self totaal en al verkrag het. Daai stelling. Daai teologie en dogma. Hoe het hy dit gedoen? Wel, deurdat hy aan die kruis hang daar twee sondaars. Die een sê, as jy Elohim is, haal ons al drie af van die kruis af. Jy op die regterkant sê, Jafashua, dink aan my, as u in die paradys kom. En Jafashua sweer, hy sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag heden sal jy saam met my in die paradys wees. So Jafashua het nie toe hy gesterf het doderyk toe gedaal nie. Hy's paradys toe. Hoekom? Hy het hierdie ou, hierdie sondaar, paradys toe gevind. So ons as bruid gaan nie in die doderyk in nie. Ek het altyd 'n metafoor, 'n vertelling van my boeke vroeër jare gemaak, waar ek sê dat wanneer ons tot wedergeboorte kom, dan ontvang ons die sleutels van die ewige lewe. En wanneer ons sterf, omdat die vervloeking van die tuin van Eden oor alle mense is, gaan ons siele eers doderyk toe. Maar, ons stap by die voordeur in, ons kom aan, die voordeur maak oop, ek gebruik 'n metafoor, die voordeur maak oop, innes maak hy toe, ons stap nie af onder toe na die selle toe nie, waar die ouens in kettinge vasgemaak is nie, ons stap na die agterdeur toe, ons sluit die agterdeur oop, en ons stap uit, in die paradys in. Dis 'n metafoor. Verstaan? Dis my verduideliking gewees. Maar ek verstaan dat Jafashua gaan van die kruis af. As hy sterf, gaan hy nie doderyk toe nie. Want hy sê vir die ou aan die kruis, vandag, heden sal hy sweer, hy sê voorwaar ek sê vir jou. Vandag, heden sê saam my in die paradys wees. Dan nadat Jafashua in die paradys, hierdie man paradys toe gevat het, dan gaan hy daal hy af in die doderyk, waar hy vir 3 dae en 3 nagte is. Dis Jafashua. Die ou is in die paradys. So as ek en u hier sterf, ek gebruik altyd die metafoor waar die ouens die doodsengel teken as hierdie geraamte kop met 'n swart kleed aan en 'n kappie en 'n sekel wat jou lewe kom afsny. Ja, vir die ongoddelikes lyk hy dalk so, die dood. Maar vir ons paradysengele, kore, engele kore wat sing wanneer ons sterf. Daar's nie 'n doodsengel met 'n sekel wat my lewe kom afsny nie. Nee. Die engele kom haal ons. Satan het mag oor die dood, maar Jafashua het mag oor die ewige lewe. So wie kom haal my siel paradys toe? Soos wat Jafashua die sondaar aan die kruis paradys toe gevat het, so kom die paradysengele. En ek sê vir julle, neem ons eers hemel toe. Wat 'n goeie berusting om te hê vir iemand wat sterf. Dat ons die eerste draai in die doderyk gemaak, en dan daar bly soos die kerk ons geleer het, en veroordeel word, en dan met Openbaring 20 vers 11, nou staan ons op. Nee, die woord sê nie so nie. Die woord gebruik die metafoor waar hy sê, ons, die wat voor ons gesterf het in Jafashua, wat bruid is, staan op, die oomblik as die wederkoms plaasvind, die parousia, aan die einde van Openbaring 3:22. In 'n oomblik in 'n oogwink word ons verander uit 'n verganklike
in 'n verheerlikte liggaam, in 'n vleeslike en 'n geestelike liggaam, Jahshua tegemoet in die lig. Hoekom? Die doderyk het oor die bruid van Jahshua geen mag nie. Die Bybel sê, julle sal lewe al het julle ook gesterwe. Ek wil dit amper andersom sê, julle sal ewig lewe al het julle ook gesterwe. Hoe mooi is dit? Vers 55 sê, die angel van die dood is die sonde. Die angel van die dood is die sonde. Ek gaan net hierso stop, ek gaan nie verder gaan met dit nou nie, want daar is te veel inligting wat ek met u moet deel oor die angel van die dood. Maar ons, as ons sterwe, lewe ons uit hierdie wêreld, soos in onmiddellik, uit hierdie wêreld uit in die ewige lewe in. Daar's nie eers van ons blye tyd in die doderyk en dan die wit troon oordeel en dan almal moet voor die regterstoel van God verskyn. Is hy tot die reg of tot die... Nee, dis nie wat hy sê nie. Die Bybel sê dan, as ons verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, aan die einde van Openbaring 3:22, ons is rein genoeg om bruid te wees. Vir wat gaan ons voor 'n regterstoel verskyn? Terwyl die woord sê, Openbaring 20 vers 4, ons is die jury, die bruid, en ek het die trone gesien, en hulle het op die trone gaan sit. Wie? Die bruid wat weggetrek was. En aan hulle is die oordeel gegee. Wat 'n oordeel? Openbaring 20 vers 11. Die wit troon oordeel. Ons maak deel van die jury uit, wat op die regbank gaan sit, om die goddeloses en die antichristiese mense te veroordeel. Ons het die hele klomp inligting gestudeer vanaand, maak die eie studie, gaan terug in die woord in, gaan kyk na 1 Korinte hoofstuk 15, gaan kyk na daai laaste gedeelte, maak die eie notas, en as Vader Lewe Gesondheid spaar sy wil is, sien ons mekaar volgende week. Maranatha, Jahshua kom weer, halleluja.